terwyl jou oë net so gesluit is. Ons kan nie 'n kerk wees. Ons kan nie 'n Godvreesende kerk wees as ons nie in oomblikke soos hierdie jou begelei en jou rede gee en jou wys hoe jy die Here kan aanbid, 'n lewende God. Ek weet hier's baie mense wat dalk op 'n afstand staan, ver kyk en tog 'n koestering het oor hierdie heiligheid. Ek wil jou tog vra dat jy die Here sal vertrou, nie mens nie, nie 'n band nie 'n leier nie, 'n pastoor nie, maar dat jy in hierdie oomblik net die Here sal vertrou, dat hy jou dieper en hoër sal vat. Die hele week mediteer ek oor hierdie versie wat sê, dat daar gaan 'n dag kom, sê Jeremia, en hy profeteer het, en hy sê, dat daar gaan 'n dag kom, wat ek my wet, my stem, my teenwoordigheid, nie meer op 'n kliptafel op jou hart sal skryf nie, maar ek sal kom, en dit sal in jou binneste wees. Ek sal dit op jou hart skryf, en jy sal my kind wees, en ek sal jou God wees, en in daardie dae, sal niemand vra en sê, kom vertel my van die Here nie, want almal sal hom ken. En ek wil jou vra vanoggend, dat hy op jou hart sal skryf. Ek sien in my geestesoog, in konteks, hoe die engele waaroor ons sing, die engele wat Maria oor haar gekom het, en die woord in haar geskep het. Ek sien hoe die Gees oor mense kom, en die woord bekragtig. Ek sien hoe daar water gegooi word, water wat lewendig word, oor saad wat al so lank lê in mense se harte. Beloftes wat gespreek is, woorde wat kom tot lewe. Saadjies wat uitspruit en sê, dankie dat jy nie moed verloor het nie, dankie dat jy aanhouer wen, dankie dat jy lankmoedig is, dankie dat jy aanhou water gee, al het dit gelyk of het doodgaan. Dat met my, sê die Here, is niks onmoontlik nie. Mense, net vir 'n oomblik. Ek wil nie, jy moet dink aan waar jy was en wat 'n kerk het. Jy's nou hier en God wil jou dieper vat, hy wil jou hoër vat. Dat jy nie nou op mens sal kyk en vertrou nie. Dat jy hom sal vra en sê, Here, as dit eg is. Here, as hierdie waar ek nou is, as dit eg is, Here, praat met my, wys my die pad, wys my die rigting. Jong mense wat hier is, roep uit na hom toe en sê, Here, as dit eg is, as dit waar is, kom praat jy in my binneste. Wees tasbaar vir my. Wees lewendig vir my. Ek wil in verhouding wees met hierdie lewende God wat alom teenwoordig, alomwetend, onverderflik, onsienlik en alleen wysend is. Ek wil hierdie God leer ken. En as jy hom ken, daar is soveel dimensies, daar is soveel dieptes, daar is soveel skatte om nog te ontdek. Elke môre is die dou niet, elke môre is dit niet oor jou. Maar ek sien hoe die water gestort word, ek sien hoe saadjies ontspruit, ek sien hoe stingeltjies uitkom, ek sien hoe daar bome opgroei, ek sien koeltebome, ek sien mense wat sê dankie dat ek nie opgehou het, dankie dat ek nie opgehou glo het, dankie dat ek geloof gehad het. Vir jou aan hom, vir jou nou aan hom.
hands for a moment. Ek sien soveel mense hier wat se hande net vas is. Ek sien hierdie kettinge om jou. En ek wil hê dat daar moet vryheid wees vanoggend vir elkeen van ons, want ek was ook daar. Ek kon net nie my hande oplig nie. Ek kon net nie. Ek wou so graag, maar ek kon net nie. Ek wil hê jy moet hierdie vryheid beleef vanoggend wat ons hier voor so beleef vanoggend. Hierdie vryheid waar jy net kan worship. So ek wil hê vryheid nou in die naam van Jesus Christus. Alle bondages gebreek nou, alle kettinge gebreek nou. Dat jy jou hande sal kan lig in worship soos wat dit toekom tot ons God. Soos wat dit hom toekom. So lig jou hande nou. Lig jou hande nou. Ons sing highest praises. Highest freedom. Freedom in this place. Thank you, Jesus. Lord, oh, just lift your hands. There's freedom here. Freedom in this place, sing highest praises. Highest praise. Freedom in this place. Oh, lift your eyes to Him. Highest praises. So aanhou sing. As daar nie iets in jou hart gebeur het nie, is hierdie God waar ons nou sing nog nie daardie stem in jou binneste. As hy nog nie in jou hart geskryf het nie en jy weet ek staan maar hier meganies. Wil jy nie so maklik soos wat dit is? Jy weet dat dit reg is, jy weet dit is dalk bietjie vreemd vir jou. Maar wil jy nie op jou eie, soos wat ek toe ek 'n jong seun was, net bely het en sê, Here, daar moet 'n God wees. En jy kan dit nou stil net bely daar op jou eie.
Daar moet 'n God wees en ek wil hierdie God leer ken. Daar is 'n Jesus Christus, dit is sy seun wat gesterf het vir my sondes, wat vir my sonde geword het sodat ek kan word geregtigheid van God in Christus Jesus. En ek bely nou, ek verklaar dit met my mond en sê, Here, ek wil U dien. Ek wil U volg. Wil jy dit nie so in jou eie woorde, dalk saggies oor jou eie lippe verklaar, want as jy hier uitstap vanoggend, sal dit net meganies vir jou bly. Daar gaan niks wees wat die Here kan bekragtig nie, as jy nie hierdie oomblik vat en sê, Here, ek wil U dien nie, ek wil U volg nie, Here, ek wil U ken, ek wil, Here, ek wil dieper met U gaan, ek wil U stem in die nag hoor, ek wil U stem hoor as ek skool toe gaan, ek wil U stem hoor tussen vergaderings deur, ek wil U stem hoor as ek met my kar ry, ek soek 'n verhouding met U, Here, ek weet dit bestaan, ek weet ek kan dieper, ek weet ek kan hoor, ek bely dit nou met my mond, Here, ek glo dit wat Jesus aan die kruis gedoen het vir my sondes, dat daar nou 'n gordyn is wat skeer en geskeur het, dat ek nou kan inkom, gewas deur die bloed, skoon, so wit so sneeu, dat hy my sien soos wat Jesus gesien word, dat ek nou voor hom kan staan en nie hoef weg te kyk uit verleentheid of uit sonde of uit shame nie, maar ek kan na hom kyk en hy kyk vir my en sê, ek het jou lief, ek is die pa wat gewag het vir die verlore seun, soos vanoggend, dat jy net moet kom. En in jou geestesoog sien jy, hoe jy tot hom nader. Ons sing van hierdie God wat so genadiglik is, hierdie week mense, jy weet, al die verkeerde goed wat jy dalk gedoen het, al die regte goed wat jy gedoen het, maar tog, maak het nie aan God saak nie, hy het jou lief, en hy sit sy hande op jou skouers vanoggend en sê jou, en kyk jou in die oë, en sê vir jou hierdie woorde, jy is myne, jy is my kind, ek bemin jou, ek het jou lief, en ek trek jou met geregtigheid aan, ek gee jou nuwe klere, ek gee jou nuwe beld, ek gee jou nuwe skoene, ek gee jou nuwe identiteit, soos wat jy daar staan vanoggend, wyk alles wat boos is, alles wat verkeerd is, wyk van jou lewe af, dat jy op hierdie pad sal loop en hy jou regop sal hou, dat hy jou sal bewaar en beskerm, dat hy is 'n goeie God, hy is 'n goeie Vader, wat jou hand vashou, wat voor jou uitloop, wat jou roep, wat omkyk, wat nie ver voor jou uitloop nie, maar hy is hier by jou, as hy met jou praat, dan hoor jy hom. En hierdie is die verhouding wat begin weer vanoggend. Vir die wat jare is daarmee betrokke, dis weer vars. Dis weer nuut in die blaaie van die Bybel. Dis weer 'n nuwe stroom wat uitgestort word op jou. Nuut gemaak, vars, nuwe dou op jou. Dat jy weer salf het vir jou oor, dat jy kan sien, dat 'n koel van die hemel weer jou lippe sal aanraak. Onthou jy hoe jy was toe jy net tot bekering gekom het, so vuur en warm en passievol. Die Here sê, ek bring dit terug. Ek bring dit terug. Ek gee dit vandag vir jou weer. Ek steek jou weer aan die brand. Ek maak jou weer. Ek stuur jou weer. Ek gee jou sustenance, kos en water. Terwyl jy so bely, Here, ek wil U ken, ek wil U ken, ek wil U ken, Here. Kom hy met woorde. Hy maak jou lus vir die Bybel. Hy gee jou weer 'n begeerte na sy woorde toe. Soos 'n hert wat smag. Soos iemand wat te veel biltong geëet het, te veel sout geëet het.
ek wil nou water hê, ek het nou dors, en so sê die Here, hier is mense vanoggend hier wat jou dors maak. Jou enigste antwoord lê, dat jy nie vinnig genoeg by die huis kan kom, want daar is waar jou Bybel is, om te gaan lees, om te gaan ondersoek instel, om te gaan kennis kry, van hierdie God wat met jou praat, met jou gesels, in enige manier, in enige plek en situasie, om jou seerste seer te kan oorkom, om wysheid te kan bekom, om geleerd te kan word, om die slimste besigheidsman en vrou te kan wees, om geld te maak vir die koninkryk, om te saai. Hy wil jou help, maar jy moet uitroep, want te veel kere kyk ons na mense. Hey mense, hierdie is die boodskap van vanoggend. Ek het nie hierdie beplan nie, maar hier is 'n boodskap van vanoggend, dat jy jou oë van mense af moet haal. En jou oë op die Heilige Gees sal sit en sê, hoe lei hy jou hier in die binnekant, hier in jou binneste van binneste? As jy jou oë toemaak soos Brigitte, nou, wie sien jy? Kan jy hom in die oë kyk, want as jy skaam is, verleë is, wil wegkyk, verleë is, en ek kan nie nou met hom ontmoet nie, dan moet jy juis na hom toe draai, want jy het hom so nodig. Indien nie, het jy 'n down spiral in jou lewe, en alles van daar af gaan verkeerd. Kyk hom in die oë, dan vra jy, wat wil jy hê? As jy blind is, kyk hom in die oë, dan vra jy, wat wil jy hê? Wil jy gesond word? Wil jy heel word? Wil jy bekragtig word? Wil jy gehelp word? Wil jy gestuur word? Wil jy gevul word? Ene mense, ek wens ek kan vir jou praat, maar kan nie. Jy het jou eie verantwoordelikheid met hierdie God, met wie jy te doen. En Sondag is juis hier oor dat ons jou inspireer. Daar's meer. Moenie jou Bybel laat lê op die bedkas nie. Moenie vergeet om te lees nie. Gaan delf jou in. Kry weer 'n ritme, sê die Here. Soek my elke dag. Stel jou oorlosie elke uur, dat hy piep, piep, piep. Dat jy kan onthou elke uur. Kom in die ritme, kom in die gewoonte. Hy is 'n God wat jou lief het en jou koester en jou help en jou lei op die sites en in die kantoor en by die skool en buite die skool. Hy's lewendig en aktief. Amen en amen. Mense, ek het 'n mooi preek gehad. Vinnig net, ek voel so, maar jy moet nou mooi luister. Net so 1 minuut. Ek voel dat hier's mense hier binne in die gemeente wat ons moet kom inspireer. Wat het hierdie week met jou? Waarmee is die Here besig met jou? Wat 'n deurbraak het jy gehad? Jy mag nie kom getuig oor iets wat 6 weke terug gebeur het. Dis te oud. Dis wonderlik, is vir 'n ander dag. Maar die laaste 2 weke, kom inspireer ons gou. Sit gou hierso terwyl jy uitkom. Ek sien, moenie almal gelyk kom nie. Okay. Mense, daar's 'n woord wat gebeur. Hier's mense wat siek is hier onder ons, wat jou getuienis nodig het. Hier's mense wat so hartseer is, wat jou bemoediging nodig het vanoggend. Hier's mense wat genuine uitroep, kom praat met my. Jy het 'n bediening, jy het 'n gawe. En ek wens so, ek gaan hierdie woord dalk, ek weet so selfs voorberei, maar miskien volgende week, ek wil met jou gepraat het oor hierdie amazing God van ons, maar dis vir volgende week dan. Ons het nog nagmaal ook. Terwyl die mense vorentoe kom, ons nagmaal, wil jy nie gou kom man? Iemand wat dalk iets hierdie week gebeur het. Geen pressure nie. Net ietsie kort. Ek gaan die mic by jou vat, 40 sekondes, of ons gaan die mic afsit, net vinnig.
as ek dit nie vir julle sê nie, is ek ongehoorsaam. Die Here sê vir my, hier's mense wat hier is, maar hulle harte is ver van my. Julle weet julle wat sy aanklag is dit om voor God te staan as hy vir jou sê, ja, jy het gesing, maar jou hart ken my nie. Ek vra die vraag weekliks vir mense, ek vra vir hulle, vertel vir my van jou verhouding met Jesus. Dan antwoord hulle vir my, ek lees my Bybel en ek gaan kerk toe. Weet jy, jy sal op jou tande kners, want dit gaan jou nie by hom uitbring nie. En as ons as 'n gemeente dit nie reguit vir julle sê nie, sal daar 'n geknars van tande wees. En ons as bedieningsspan sal verantwoordelik wees, want ons het dinge gesê wat mense se ore kielie. En dit is vir hulle so lekker om dit te hoor. Julle, die aanklag wat God teen ons bring is ernstig. En as jy nie geroer is vanoggend nie, wil ek vir jou sê, jy's verlore. Jy is verlore as jou hart koud is vanoggend en dit het nie geskuif vir hierdie amazing Here wat ons dien nie, is jy verlore. En het jy 'n verantwoordelikheid om hom te vind. En ek druk dit op jou hart neer. Nie omdat tyd kort is nie, omdat hy jou roep, hy het jou gemaak, hy soek na jou, hy dors na jou. Maak seker, jou hart is op hom gerig. Jong mense, julle is geroep vir 'n baie spesiale tyd. Moet dit nie mors op hierdie wêreld nie. Dit sal jou opeet en jou uitspoeg. Gee jou lewe en jou hart oor. Moenie dat hierdie die aanklag wees vanoggend en ek wil hê, as julle vandag huis toe gaan, ondersoek julle harte. Then the Lord said, because this nation approaches me only with their words, and they honor me only with lip service, but they remove their hearts far from me, and their reverence for me is a tradition that's learned by roll without any regard for its meaning. En ek wil vir jou sê, as jy kerk speel, moenie volgende week terugkom kerk toe nie. Ek weet dis 'n ernstige woord wat ek nou bring. As jy kerk speel, moenie terugkom kerk toe nie. Kom kerk toe omdat jy hom soek met jou hele hart. En jy's ernstig om in verhouding met hom te wees. Kom ons sluit dit ons oë vir 'n oomblik, weet. Ou kan nie hierdie woord vat en sê, Jesus, ons stuur die mense. Die Here maak die uitnodiging. En ek wil hê jy moet net reageer. Jy kan jou oë toemaak en jy kan jou hand net vinnig opsteek en sê, dis ek is moeg om koud en warm te wees. Ek is moeg om lou te wees. Ek wil die Here ernstig begin. Ek wil hom begin dien. Hier's 'n paar hande wat opgaan. Ek gaan jou nie vandag vorentoe roep nie. Ons gaan 'n gebed saam doen in die gemeente. Ons gaan vra dat die Here jou intrek in hierdie kudde in. Wil jy nie nog 'n kans vat? Hier's mense wat se hande opgaan. Ons gaan dit nie lank uitstel nie. Ons het die hele diens. Ek weet nie hoe kan jy sing as jy nie iets beleef nie. Ons het dit al. Maar dit is so maklik. Kom ons bid saam. Ons leer somme van evangelisasie. Here, ek kom vanoggend na U toe. Wil jy nie as gemeente saam dit bid nie? Here, ek kom vanoggend na U toe. En ek bely met my mond. En ek glo met my hart dat U is werklik. U lewe. En ek glo in U seun, Jesus Christus, wat in my plek gesterf het, sodat ek kan lewe, vir ewig, en altyd. Maak my doel hier op aarde bekend dan.
Ons luister gou na gaan ons nagmaal hou. Die Here het vanoggend vir my, terwyl ek daar agter was, 'n visioen gegee. En hy sê sommige van julle skryf oor julleself moedeloosheid, siekte, depressie, wat se situasie ook al jy in is, finansiële druk. En die Here sê hy draai om en hy skryf vir jou gesondheid, oorkoming, deurdrukkingsvermoë, hoop. En dis baie van julle wat dit oor julleself spreek, maar vanoggend sê die Here vir jou, ek kom om vir jou die teenoorgestelde te gee en vir jou hoop te gee, meer as wat jy gehad het. So die wat moedeloos is, God sê vandag vir jou, ek het hoop vir jou. Die wat siek is, God sê, ek wil jou gesond maak. Die wat sê ek is in 'n finansiële druk, God sê ek wil vir jou beplanning gee, ek wil vir jou strategie gee, en dit sluit alles aan by pastoor en Suzelle en Brigitte se goeders. God kom vanoggend om vir jou te sê, hy kan jou omstandighede verander as jy dit gaan toelaat. Moenie oor jouself skryf nie, laat God oor jou skryf. Amen, amen. Ek gaan vra dat die mense wat ons moet kom bedien met die nagmaal net na vore toe sal kom. Jene. Hallo julle, ek het 'n gevoel ek wil vandag iets deel. Ek en klomp mense van die kerk was by 'n konferensie in Mosselbaai gewees. Van Woensdag af tot gisterand, so 11:30 toe. En dis eintlik as ek hier staan en praat nie, ek voel die Here praat deur my. Ek is eintlik maar introvert, maar dit maak nie saak nie, want ons dien so 'n groot God. Ons het ons was by die konferensie gewees en dit is 'n heel dag ding, so dis nogal uitputtend, maar wat ek daar beleef vir die laaste paar dae is net amazing. Die getuienisse wat daar uitkom. Ons het Vrydag aand na die sessie wat ons gehad het, 11:30 die aand, het ons 14 mense gedoop. Kan ons net 'n halleluja kry vir dit? Gisterand was al klomp goed wat gemanifesteer het uit mense wat ons uitgedryf het, wat die Heilige Gees kom werk het. En ek wil net so dankie sê dat ons so groot God kan dien. Ek wil so dankie sê en ek wil vir een en elkeen van julle sê, Jesus het jou so lief. Julle verstaan nie hoe lief is hy vir julle nie. Ons het gister ek weet nie eens hoeveel mense het ook gister besluit gistermiddag hulle wil gedoop word. Maar was hulle in die see in doop as hulle in die see gisterand na die tyd. Ek weet nie nog hoeveel mense gedoop is nie, maar jy sien net mense kom nat uit die see uit soos wat mense hulle gaan doop. En ja, ek wil net God se goedheid kom verklaar vanoggend. En ek wil een en elkeen vir julle aanraai. Die tyd is nou. Die tyd is nou om op te staan en ons God te dien, want daar is net een God daar buite. Amen. Amen. Hier is 'n woord in die gemeente dat die Here die tradisie uit hierdie kerk uit sal dra deur die jong mense. Ek glo dit met my hele hart. Ek glo dit Ananias en Safira is dood, want hulle gejok het, dan kom die jong manne en die jong mense kom in die kerk en ek glo dit. Dis wat ons volgende week gaan doen, dat die jong mense, I speak Jesus, oor ons gemeente gaan spreek. En ons glo dat die Here iets amazings gaan doen, dat ek jou vra, dat jy sal uitwaag, dat jy sal kom voorbereid. Maar dis volgende week, hierdie week, is dit nie net amazing om te hoor jong mense wat die Here dien, dis 'n wonderwerk. Jong mense in hierdie tyd is, jy gaan kyk daar buite wat aangaan. Is net so amazing, is so eg, is so waar. Terwyl ons hierdie nagmaal gaan bedien, wil ek jy moet hierdie broodjie vat, hierdie koekie, en ek wil jy moet hom kou, en ek wil jy moet hom kou, en terwyl jy hom kou, moet jy dink aan God se goedheid. Ek wil jy moet dink aan wat hy gedoen het aan die kruis vir jou. Ek wil jy moet weerspieël, ek wil jy moet teruggaan na jou bekering toe. Jy kan nie vanoggend nagmaal gebruik as jy nog nie tot bekering gekom het nie.
Mense, ons moet die waarheid van die woord baie duidelik stel. Hy sê, as jy die nagmaal gebruik op 'n onetiese of 'n onwaardige manier, dan eet jy 'n oordeel oor jouself. En daarom is daar baie mense sieklik en selfs onder julle wat dood gegaan het. Mense wat die nagmaal op 'n verkeerlike, onwaardige manier gebruik het. So sterk is hierdie simboliek vanoggend, dat dit simboliseer die dood en die opstanding van Jesus Christus. En vir 'n gelowige is dit die krag tot redding en tot lewe. En as jy vanoggend hierdie gebruik, wil ek hê, jy sal die bekragtiging ervaar. Hoe kan so 'n koekie jou vol maak? Hoe kan dit jou versadig? Hoe kan so 'n bietjie glasie wyn of sap jou versadig maak? Die God wat dit simboliseer, as ek kom met 'n bietjie saad, maak ek jou vol. Terwyl ons hierdie uitdeel, ek weet daar's iemand daar agter wat dalk ietsie wil sê. Wil jy vorentoe kom? Okay, ek dink daar's 'n profetiese woord ook vir hom. Is dit hy? Okay. Maar ek gaan hom opslaan vir jou, ek gaan hom nou lees. Kom ons deel hierdie nagmaal uit. Terwyl ons hierdie lied na luister, Brigitte het hierdie lied so mooi voorberei. Ek het vanoggend gehoor, die een wat my sien. Die een wat my sien. Luister na hierdie lied. Vir die wêreld is ek net 'n nommer. Korreltjies sand in die groot heelal. Is daar iemand wat my raak sien? Wat omgee en verstaan? Hy is die God wat my sien. Die een vir wie ek sal maak. Die een wat my naam ken. Elroy, die God van my
Ekskuus net so voor ons aangaan. Ek moet net gou hierdie sê. Met die kappel wat hier voor sit, ek so jammer. Maar ek voel net al die hele tyd, julle twee hier voor. Ek voel daar's 'n woord vir julle. En die woord is, julle gaan leiers wees in die gemeenskap. Ek voel die Here roep vir jou, sê ekskuus, ek weet nie wat jou naam nie. Roan, ek ervaar dat Abba Vader vir jou na 'n diep, intieme verhouding roep, waar jy hom gaan sien, waar jy hom gaan ervaar, waar jy visioene gaan kry vir hom, waar jy woord gaan kry vir hom, en jy gaan net doen wat jy van hom sien. En mense gaan jou volg. Mense gaan na jou toe kom en sê, hoe is dit moontlik dat jy soveel gegroei het al? Hoe is dit moontlik dat jy so kan lei? En ek voel dat God sê jy is faithful met dit wat hy vir jou gaan gee. En dit wat hy al reeds vir jou gegee het. En jy gaan so 'n goeie man wees wat leiding vat. En dit gaan maklik wees vir jou vrou om te volg. Julle is amazing. Awesome. Ek weet wat 'n gedagtes ek gaan gaan die hele koester. Gedagtes wat mooi is. Gedagtes wat rein is, gedagtes wat vredevol is. Gedagtes wat amazing is, gedagtes wat ek jou op 'n pad gaan vat wat jy verbaas gaan staan oor waartoe ek jou lei. Dis wat ek dink as ek aan jou dink. 'n Hoopvolle toekoms. Nie 'n leë toekoms nie. Mag die genade van God vanoggend elke liewe een omsingel met u goedheid, Here. Here, dankie dat ons kan oop wees vir wat u wil doen in ons midde. Ons gee weer oor, ons bely weer dat u is die leier van hierdie kerk. Here, u is die een wat die pas aangee en u is die een wat die rigting aangee. Here, en dankie vir hierdie inspirasie van getuienisse, Here. Wat ons weet, Here, dis nou die tyd, Here. Maak jou beplanning, bereken jou kostes en gaan voluit. Moenie lewe op uitstel nie. Dat die Here sê hierdie week wat kom, moenie op uitstel lewe nie. Wat dit ook al vir jou beteken, moenie op uitstel lewe nie. Maak die oproepe wat jy moet maak, doen die werk wat jy moet doen. Wees lief vir wie jy moet lief en wys aan die wat jy moet wys, maar moenie op uitstel leef nie. Jy sal sien wat ek in jou midde doen, hoe ek my hand op jou hou en hierdie Sondag vir jou 'n mylpaal sal wees van toe die Here met my gepraat het, die een wat lewe. Mag hy jou dan nou stuur met lewe, met 'n hoopvolle week van verrassings en geloof